Nou ja, my liewe vriende, ons wil by hierdie volgende Sondag wil ons stil staan. Die duiwel is weer. OK, ek hoop dit. Nee, ek weet nie wat se nou fout nie. Right, kom ons probeer so. Die duiwel wil nie hê ons moet praat oor die lam van God nie. Alles was nou in orde, en die oomblik toe ons nou die Bybel oopmaak en ons wil oor die geslagte lam praat, toe kom hy nou met sy triks. Maar nou ja, ons gaan hom nie kans gee nie. Ek wil by hierdie Sondag, en ek hoop almal kan mooi hoor daar agter ook, hierdie Sondag en volgende week so 'n bietjie stil staan oor die Kersgebeure. Vandag wil ek met jou praat oor die lam wat gebore is in Bethlehem. En volgende Sondag wil ons bietjie kyk na geskiedkundige feite rondom die geboorte van die Here Jesus wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Ek nooi vir jou om die woord van die Here saam met my oop te maak en ek wil tog vra as jy 'n Bybel het, ons gaan by 4 gedeeltes stil staan, dat jy, as ek die aankondiging maak, daardie gedeelte oopmaak en dit saam met my lees, om die impak van hierdie woord in jou gemoed te laat posvat. Ons gaan eers saam lees in Lukas hoofstuk 2, die eerste 12 verse. 'n baie bekende verhaal, die geboorte van die Here Jesus, wat deur die geneesheer Lukas opgeskryf is. In daardie dae, Lukas 2 vers 1, het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in Sirië, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was in die dae, is vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind
wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Soos ek nou vanmôre vir jou aangekondig het, wil ek met jou praat vanmôre oor die lam in Bethlehem gebore. Die groot ek is, die een wat die Bybel beskryf het as die Alfa en die Omega, die almagtige, alomteenwoordige, ewige, onveranderlike, heerlike God, word gebore as 'n lam. En as jy nou Jesaja 9 lees, dan is dit nog erger, dat hierdie groot God nie as 'n koning met 'n oorwinnende strydwa in Bethlehem of in Jerusalem ingery het nie, maar word gebore as 'n weerlose, hulpelose baba. Die lam word gebore as 'n kind. God word as kind gebore. Ek lees vir jou graag in Jesaja hoofstuk 9 hierdie belofte. Jy sal 'n soortgelyke belofte ook in Jesaja 7 kry, waar daar van Jesus as Immanuel, God met ons gepraat word. Jesaja egter in hoofstuk 9 praat van hierdie kind wat gebore word, en hy sê 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En dan gebruik hy hierdie bepalende lidwoord, hy sê, en die heerskappy is op sy skouer. Hierdie weerlose baba, wat moes gevoed word, wat moes rondgedra word, wat toegedraai word in 'n krib. Hierdie unieke weerloosheid word gebore met gesag. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Hierdie kind word gebore, maar hy word gebore as iets baie besonders, wat 'n baie belangrike funksie het. Dit was nie toevallig, of dit was nie per ongeluk, dat Jesus in Bethlehem gebore is nie. Want alles volg 'n bepaalde plan en pad wat God met hierdie seun het, wat later as die lam van God erken is. Bethlehem is 'n klein dorpie so ongeveer 8 kilometer suid van Jerusalem, in 'n bergagtige gedeelte, en baie min mense het van Bethlehem geweet as 'n baie gewone dorpie. Dis soos Gravelot, as jy hom nou onder die eerste 20 dorpe in die land moet stel. Maar hierdie dorp was nie per toeval Bethlehem nie. Want reeds in die Ou Testament het die profeet Micha die kollig gewerp op 'n wonderbaarlike gebeurtenis wat Bethlehem
vir 'n oomblik die hoofstad van die wêreld gemaak het. In Micha 5 lees ons, hy sê, Micha sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. Daar's mos sekere dorpe in ons land en ook in die wêreld wat sy status het omdat iemand besonders daar gebore is. Maar God sê iemand sal uitgaan wat vir my 'n heerser sal wees en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Bethlehem, die huis van brood soos hy bekend staan, sou van alle eeue af, die oomblik toe die dorpie gevestig is, die verwagting hê van iets groots. Hy sê daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer en hy, die een wat gebore word, sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here en in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hy sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. Bethlehem raak vanmôre elke dorp en stad in die wêreld. Dit is interessant, en ek weet nie wie van u dit al gelees het nie, is dat die priesters in die tempel in Jerusalem 'n baie spesiale offerlam al vir jare in die velde buite Bethlehem teel, groot maak en onderhou, sodat daardie lammetjie op 'n geleentheid Jerusalem toe kan gaan om as offerlam vir die Pasga geslag te word. Dis die rede vir die herders wat buite die stad in Bethlehem was. Hierdie herders was aangestel om hierdie baie belangrike offerlammers te teel en voor te berei, dat hierdie lammetjies eendag in Jerusalem, as hy 'n jaar oud is, op die slagbank van die brandofferaltaar in die plek van die volk geslag kon word. Wanneer dit kouer geword het, het hulle die skape in die nag in grotte ingejaag en dieselfde tipe van omstandighede is geskep sonder dat iemand weet van die lam wat gebore is en daarvoor in die plek in die herberg was nie en Maria en Josef hom in 'n krib in 'n stal moes na omsien. In dieselfde streek waar hierdie lammers voorberei word, kies God dat die volmaakte paaslam gebore kan word. Verder word hy gebore in 'n stal en 'n krib. En die Bybel sê dis was so onverwags dat daar nie vir hom plek was in een van die herberge nie. Maar hierdie lam word gebore en God
bepaal hierdie inskrywing dat Josef in Galilea bly, maar dat hy na Bethlehem toe moet kom in die suide, omdat hy die geslag van Juda is, en dat hierdie inskrywing sou bepaal dat die stad sy nate uitbars, en daar nie plek is nie, want die lam moet gebore word, soos die paaslam wat voorberei word. Hy word toegedraai in doeke, en hy word in 'n krib neergelê. En die toepaslikheid van hierdie inligting bring my op 'n plek waar jy besef dat die totale lotsbepaling van die mens, jou totale bestaan, word toegedraai in doeke en word in 'n krib neergelê, dat ek en jy kan lewe. Jou totale bestaan begin nie as hierdie triomfantelike koning nie, en hy kom neem jou plek in as die kleinste en die onbenulligste van enige wese. En hy kom word in jou plek gebore in 'n stal. In die eerste plek wil ek hê jy moet vir my blaai na Eksodus hoofstuk 12. Want ek wil 4 dinge aan jou voorhou en ek wil by nommer 1 kom en ons wil kyk na die lam in profesie. Die volk Israel is slawe nou al vir etlike jare onder 'n baie streng en genadeloose farao. Aan die einde van hoofstuk 11 is die volk in so 'n toestand dat ons lees dat hulle by die Here kla en ween vir verlossing, om uit hierdie slawerny verlos te word. En God stuur vir Moses as die werktuig om aan die volk 'n oplossing te kom bied. En nou wonder ek of jy die oplossing raak sien. Die bron van Israel se verlossing uit slawerny kom nie met 'n magsoorwinning nie. Dit kom toe dit die slegste gaan in Egipte, toe die volk op hulle ergste vervolg en mishandel is. Kom stuur God 'n man met 'n oplossing, wat u nou gaan sien, waarin God sy waarde vir verlossing plaas. U ken die storie, Farao weier om die volk te laat trek en God tref die Egiptenare met 10 ontsettende swaar plaag. Aan die einde van hoofstuk 11 lees ons dat by die laaste plaag sê God vir Moses, ons moet dinge in plek kry, want die laaste plaag gaan beteken dat ek elke eersgeborene gaan laat sterf. En hier word die volk die opdrag gegee om wat te doen? 'n lam te slag. Nie hulle bakstene en hulle jukke neergooi en voor Farao se paleis gaan rebelleer nie. Die volk was so groot dat die volk letterlik met 'n opstand dinge kon laat gebeur het. Maar God stuur vir Moses en hy sê, jou oplossing, jou oorwinning lê in 'n lam. Jy moet daardie lam se bloed aan die huise waarin jy woon se deurposte en die bodrempel smeer, want die verderwer moet uitgehou word.
sodat jou eersgeborenes nie sal sterf nie. Kom ons lees. God se verlossingsplan is opgesluit in 'n lam, wat in die plek van elke eersgeborene moes sterf, sodat die volk verlos kon word. Eksodus 12 vers 1, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Vers 3. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, en hy gee 'n tydlyn. Op die 10de dag van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families. Kyk nou, 'n lam vir 'n huisgesin. Elke gesin moes 'n lam neem. Maar as die gesin te klein is vir die lam, dan moet hy sy buurman wat sy naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet hulle die getal op die lam bereken. Hulle moes bereken en tot die slotsom kom, dat hierdie lam wat hulle gekies het en gevat het, genoegsaam is vir die huis. Daar moenie van die lam oorbly nie. En daar moenie te min wees vir die huisgesin. Vers 5. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie van die skaap of van die bok kan jy dit neem. En jy moet dit in bewaring hou van die 10de dag tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Die lam moet sterf. En die lam moet sy keel afgesny word. Van al die diere wat God kies en kan kies, kies hy die dier wat geen aanvalsmeganisme het nie. Hy kies 'n lam wat weerloos is. En Jesaja 53 sê dat Jesus soos 'n lam was wat stom is voor sy skeerders, hy het sy mond nie oopgemaak. Die boodskap van die lam is in sy weerlose stilte. As jy honger is, hier's ek. As jy koud kry, skeer my. Ek is hier tot jou beskikking. Kyk maar na die geveg wat daar opgesit word deur ander diere wanneer hulle geslag moet word. En dan kyk jy na die gewilligheid van die lam om sy kop op te tel as jy sy keel afsny. En ek wil jy moet dit nou in gedagte hou, want ons gaan nou kom by die lam nie net in profesie nie, maar die lam in geskiedenis. Die gewilligheid van hierdie lam om sy lewe te gee. In vers 5 en vers 6 lees ons die karaktertrekke. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees. Dit moet 'n lam wees sonder gebrek. Dit moet 'n lam wees wat geslag word en dit moet 'n lam wees wat genoeg is. Die lam moes tussen dag 10 en dag 14 deeglik ondersoek word om die genoegdheid van die lam te bevestig. En die volmaaktheid van die lam moes dan die laaste regmerkie wees
dat hy geslag kon word. Vers 7 lees, en hy vertel die bevestiging van die doel van die bloed. Vers 12 sê dat die bloed 'n teken van verlossing en beskerming moet wees. Die lam se bloed moet aan die deurposte en die boordrempel gesmeer word, en die mense moet die lam binne in die huis eet, sodat wanneer die verderwer, die een wat die eerstgeborenes kom haal, nou is die laaste oordeel nie meer net vir die Egiptenaar nie. As die Jood besluit het, hy gaan hierdie lam op 'n ander manier hanteer, of daar gaan nie 'n lam wees nie, of hulle sal buite die huis die lam eet, sou hulle eerstgeborene gesterf het. Hy sê, maar as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die Engelse woord sê, I will pass over. Die dier met die bloed aan sal my weerhou en sal jou red. Fokus op die detail. Niks sou die verderwer weghou as die bloed van die lam nie. Nie eers die volmaakte lam wat eenkant gesit was en lewend buite die deur van die huis vasgemaak sou gewees het, sou getel het. Die lam se bloed moes vloei. Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, want sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. Interessant dat die volmaakte lam geslag is, die reddende lam is, die volmaakte lam is, maar vers 8 van Jesodus 12 sê hy moes ook die gedeelde lam wees. Want kyk, let op in vers 8, 7 en 8, as jy met die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die boordrempel aan die huise waarin julle dit eet. Hulle moet die vleis in dieselfde nag eet oor vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Die lam moet nie net geslag word en sy bloed aan die deurposte kom nie, die lam moet ingeneem word. Die lam moet gedeel word. Die lam se doel is om te verorber te word. Die lam in Bethlehem word gebore. In die tweede plek gaan ons kyk na die lam in geskiedenis. Ek gaan nou vir jou 'n teksvers gee. Johannes die Doper het presies geweet wat die verbintenis was tussen die paaslam en Jesus. Want hy stel Jesus voor as daardie lam. In Johannes 1 vers 29 lees ek, sien Johannes die Doper Jesus, en sy woorde is, daar is die lam van God. En onmiddellik het die Jode geweet van wie Johannes praat. En wat Johannes sê. Hy sê, hierdie lam is hier om jou sondes weg te neem. As jy deur die Ou Testament vinnig blaai en jy gaan vinnig deur die geskiedenis, en ek wil nie eers baie tyd spandeer nie, want ons kan, elkeen van hierdie kan ons apart hanteer in 'n volledige boodskap, maar die progressiewe ontvouing van die lam in die skrif. Hy begin by Adam, waar iets in die plek van Adam en Eva moes sterf om dit te bedek. Na iemand by Kain en Abel wat moes sterf, die lam sterf. Dan moes Eksodus 12 sy bloed gestort word. Maar voor dit lees ons in Genesis 22 waar Abraham vir Isak offer, dat hy in die plek van Isak sterf. En dan kom ons in die middel van die boek Jesaja 53, en aan hierdie lam word persoonlike voornaamwoorde gegee. Dis nie meer iets
of 'n lam, of in die plek van, of die bloed moet vloei nie, maar hierdie lam word nou in die geskiedenis 'n persoon. Jesaja maak hierdie sprong van die offerlam af, na wie hierdie lam wys, deur vir hom 'n persoonlike voornaamwoorde aan hierdie lam te gee. Jesaja 53 lees ek, hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Die lam in Bethlehem in Jesaja is nie meer 'n lam nie. Die lam in Bethlehem wat gebore word is nou 'n hy. Hy het nie eers 'n naam nie, maar dis 'n hy. Dan gaan ons voort. Hierdie lam word Jesus. Want die engel sê vir Maria in Matteus 1 vers 21, jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Hierdie iets, hierdie lam, hierdie hy word Jesus. Jesus word die wonderwerklam. Hy word gebore uit 'n maagd, sodat hy sondeloos volmaak kan wees, om te kan red, en om te wil red. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 22, want soos hulle almal in Adam gesterf het, so sal hulle ook almal in Christus lewend word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Handelinge 20 skryf Paulus aan die gemeente en die ouderlinge van Efese en hy sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Besef jy vanmôre dat die oggend toe Jesus en die kerk noem dit Palmsondag, die Sondag voor die kruisiging. Die oomblik toe Jesus op die donkie in Jerusalem inry en die mense hulle palmtakke en hulle klere op die grond gooi en sê Hosanna aan die seun van Dawid, gebeur daar nog iets. Want onthou Eksodus 12 sê op die 10de dag moes die lammetjie geneem word en hy moes in bewaring gehou word. Die Sondag is 4 dae voor die Pasga. Wat gebeur? Deur die skaapspoort stap die herders van Bethlehem af en hulle jaag die gekose lammers deur die skaapspoort om ondersoek te word deur die priesters om dan geslag te word 4 dae later. Want die Moses sê vir die volk, hierdie lammetjie moet in bewaring gehou word van die 10de dag af tot die 14de dag word en hy moet op die 14de dag teen die aand geslag word. En 3 uur daardie middag toe die priester die kop van die lam optel en die mes aan die keel van die lam sit om die Pasga lam te slag, gebeur daar iets op Golgotha. Jesus sterf en sy woorde is, dis volbring. Die dag toe Jesus in Jerusalem inry, arriveer die paaslammers, die Pasga lammers.
God se lam kom in Jerusalem ingery om vir eens en vir altyd te sterf, sodat nie meer nodig is dat offerlammers elke jaar moes sterf nie. In Lukas 23 lees ek dat hoe hierdie paaslam in hierdie tyd ondersoek word, en maar jy kan die geskiedenis nou lees tussen die intog van Jesus en sy gevangeneming. In hierdie 4 dae is die priesters besig om hierdie paaslamme te ondersoek. En Lukas 23 sê daar dieselfde tyd het die fariseërs en die skrifgeleerdes gesoek vir iets om Jesus te laat sterf. Hulle het gesoek. Hulle het sy lewe, hulle het sy leer, hulle het alles uitmekaar getrek om iets te kry dat hulle kan aangaan met hulle paasoffers en die lam van God op 'n ander manier uit die weg te kry. Min wetende dat hierdie lam volgens God moes sterf om die paaslammers se tydelike werk ewigheidswerk te maak. Jesus sterf op dieselfde plek waar die berg Moria was, waar Genesis 22 Abraham vir Isak gesterf het. Isak vra vir sy pa, terwyl hulle stap in Genesis 22, nou ek sien die vuur en ek sien die hout, maar waar is die offer? Abraham se woorde is, God sal vir homself 'n offer voorsien. En daar's 'n ram in die dorings vas. En die Here stop vir Abraham en hy sê vir Abraham, nou weet ek dat jy aan my getrou is, laat die ram in die plek van Isak sterf. Dieselfde plek sterf die lam van Bethlehem op Golgotha se kruis. Die oomblik toe die paaslam geslag word, toe maak Jesus 'n einde aan sonde. Die werk in die priesters in die tempel is nie meer nodig nie. Die teel van paaslammers buitekant Bethlehem is afgehandel. Want Jesus is vir eens en vir altyd gesterf. Paulus sê in Korintiërs 5 vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuur is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Dis die rede hoekom ons die nagmaal vier. Die lam het iets gehad om te deel. Sy liggaam deur die brood en sy bloed deur die wyn. Ons lees in die nag toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem en gedanke gesê, dis my liggaam, ook die beker na die ete, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit tot my gedagtenis. Ek bring jou by die derde, en ek gaan klaar maak. Die lam as oorwinnaar. Ek wil hê jy moet vir my blaai na Openbaring hoofstuk 5. Johannes word weggeruk in die hemel in hoofstuk 4, en hy sien 'n lam voor die troon. En hierdie lam staan in sy heerlikheid. Hoofstuk 4 beskryf die troon en almal rondom die troon. Hoofstuk 5 begin en hy sien hierdie lam wat voor die troon staan. Ek lees vir jou. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien. Openbaring 5 vers 1. Nadat die gebeure van hoofstuk 4 van die hemel verduidelik is. Van binne en van buite beskrywe met seels, goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Vers 3, en sê dit, niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Nie die grootste wêreldleier nie, nie die sterkste, magtigste engel nie. Niemand
In die hemel, op die aarde en onder die aarde kon die boek met die seels neem en breek nie. Vers 4. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en dit te lees wat daar of dit te lees of daarin te kyk nie. Vers 5. Toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Johannes verwag 'n leeu. Van die ouderling sê, die leeu uit die stam van Juda. Vers 6. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam. Hierdie lam lê nie meer op die offeraltaar nie. Hierdie lam staan nie meer om geslag te word nie. Hierdie lam staan en ons sien, Johannes sien die merke dat hy geslag is. Maar hy sien hierdie lam met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom, wat op die troon sit. Die lam is waardig. Niemand kon die boek neem nie, maar die lam is waardig. Die boek met die 7 seels, hoop ek weet julle, is die titelakte van die aarde. God het in Johannes hoofstuk 5 vers 28 die oordeel van hierdie aarde aan die Seun oorgelaat, omdat hy vir hierdie aarde gesterf het. En Jesus het betaal vir die titelakte van die aarde, en op hierdie oomblik word die titelakte van die skepping, van die ganse mensdom, deur God aan die Here Jesus oorhandig. Omdat hy die mag van sonde en dood oorwin het. Hy het hulle gekoop. Die titelakte is reg nou om te neem dat hy kan regeer en oordeel. En word nou aan Jesus as die oorwinnende, staande, volmaakte, vol van oë en kennis en horings van krag en autoriteit, oorhandig by 'n plegtige seremonie. Die sondeval het die eienaarskap wat Adam gehad het as federale hoof aan die duiwel oorhandig. En Jesus kom sterf deur sy eie bloedstorting en uit hierdie titelakte kom terugkoop. Want Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Niemand het reg om die boek te open nie, behalwe die leeu, lam van God. Die lam van Bethlehem, die lam wat gesterf het, is nou die oorwinnende lam. Vers 6 word die woord lam gebruik. Hy bring die konteks van hierdie weerloosheid van die lam in verhouding met 'n staande lam, met horings 7, die getal van volmaaktheid, volmaakte krag, volmaakte visie, volmaakte alomteenwoordigheid en volmaakte kennis. Hierdie lam van Bethlehem is die lam wat oorwin. Ek sluit af met een teksvers in die 4de plek. Die lam in sy heerlikheid. Ons gekyk na die lam in profesie, die lam in geskiedenis, die oorwinnende lam, en ons sluit af met die lam in sy heerlikheid. Blaai vir my Openbaring 5 vers 8. Die sentrale fokuspunt van hoofstuk 5 vers 8 tot 12 fokus op vers 9.
waar die lam aanbid en besing word. Vers 7 eindig en sê, hy neem die boek uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Vers 8 sê, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Hoekom? Vers 9b, want U is geslag, U is die lam, en U het ons vir God met U bloed gekoop. Die lam moes sterf, die lam moes sy bloed gee. Die lam moes in die plek van sterf, die lam moes die gedeelde lam word, maar nou sê hulle, jy is waardig hier die lam, om aanbid te word, omdat U ons met U bloed gekoop het, en U heerlikheid uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons as konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings oor die aarde heers. Toe ek sien vers 11, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was, hoor nou, duisende van duisende, en 10.000 van 10.000, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Die lam in profesie word die lam in die geskiedenis. Die lam in Bethlehem word die lam wat sterf in die plek van. Die lam wat sterf en opstaan word die lam wat oorwin. En hierdie oorwinnende lam sit vandag aan die regterhand van die Vader, en hy is die lam in sy heerlikheid. Kom ons aanbid hierdie lam wat in Bethlehem gesterf het. Amen. Here, baie dankie vir U wonderlike woord. Dankie dat ons vanmôre kan buig, die profesie in ons in oënskou neem, sien hoe U ons openbaarheid en bekend gemaak het aan hierdie lam en voorgestel het reg deur die geskiedenis. Here, ons sit in afwagting terwyl ons die nagmaal vier elke keer, Here, na hierdie lam wat gaan kom. Ons sien hom in ons lewens en ons ervaar hom as die oorwinnende lam. En ons wil saam met die duisende van duisende en 10.000 van 10.000 vanmôre vir U sê, U is waardig om te ontvang die lof en die eer en die aanbidding en die heerlikheid en die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. U het nie gebly as lam in Bethlehem nie. U kom ons haal as die lam in heerlikheid. En ons wag vir U met afwagting en met versigtigheid. Ons aanbid U in Jesus se naam, die lam wat oorwin het. Amen.